Baie mense sê dat dit heeltemal onmoontlik is dat daar van al die verskillende soorte diere op Noag se ark kon wees. Ek verstaan as ek dink oor die prentjies in die kinderbybels. Die ark word gewoonlik as 'n kleinerige bootjie geteken met Noag en 'n klomp diere daarin. Die grootte van die ark was volgens Genesis 6 vers 15 135 meter lank, sy breedte 22,5 meter en sy hoogte 13,5 meter. Dis dieselfde grootte as 522 standaard treintrokke wat ongeveer 140 skape kan vervoer. In Genesis 6 vers 19 tot 20 sê die Here watter en hoeveel van elke soort dier op die ark moet gaan. In Genesis 7 vers 2 tot 9 hoor ons dat van die reindiere 7 pare, dis 14 moes gaan, en van die onreindiere net 1 paar, manlik en vroulik moes gaan. Die diere het self na Noag gekom en in die ark ingegaan. Die Here het dus die diere van elke soort wat in die ark moes kom gestuur. Dink jy die Here sou die ou uitgegroeide diere stuur, of sou hy jong diere wat nog nie so groot is nie, maar al kon voortplant as hulle uit die ark kom in die ark instuur? Die jonger, kleiner diere maak sin as ons dink oor diere soos olifante en dinosourusse. Levitikus 11 lys eintlik baie min reindiere waarvan daar 7 pare elk geneem sou moes word. Daar sou dus meer as genoeg spasie in die ark vir al die diere, die mense en die kos wat nodig was, wees, en ook genoeg spasie vir ventilasie. Die Here het met Noag sy familie en hierdie diere 'n nuwe begin met die mens en die wêreld gemaak. Aanvaar jy wat God se woord vir ons oor die ark en die diere sê, of maak jy jou kop so vol met vrae dat jy begin twyfel? Ek kies om te buig voor God en die waarhede van sy woord. Wat kies jy?